goeiemiddag, goeienaand aan al ons kykers en luisteraars. Ons is so bly jy kan ons join vir vandag se episode van die Verdiep podcast. Ek is Pastor JP, saam met my Pastor Dani. Is lekker om saam met jou te kuier, Pastor. Dieselfde hierdie kant. Ja, wat 'n blessing om vanoggend net weer so by mekaar te sit om Ja. die woord te gesels. Dit is en dis 'n blessing wat ons baie keer we sometimes take it for granted, né? Nee, dis goed om bietjie te sit en te reflect en te sê dis 'n blessing, dit is. Ja, ek dink wat jy sê, ons take it for granted. Ons take goeie geselskap for granted. Jy weet, om sommer net by iemand te stop en te praat oor 'n klomp goed, dit is cool, maar om te stop en te praat oor die Here, te praat oor die woord, te bietjie mekaar se gedagtes te toets rondom skrif, rondom jou belewenis, daai goed, dit is so awesome, dit vul jou, dit maak jou vol, en dit reg soveel waarde, voeg soveel waarde toe. Ja, verseker, en die lekker ding is dat die kykers kan deel wees van die geselskap. Yes. Jy weet, en vir julle, dit is vir ons altyd 'n eer om dit te kan doen, en ons doen dit vir julle. En wat ons wil vra is, deel dit met julle vriende, deel dit met julle families, comment ietsie in die comment section, gee dit 'n like, dis die beste manier hoe julle ons kan help, om hierdie podcast so ver as moontlik te versprei. Want dit is ons doel, dit is ons goal, ons wil... Pastor, het jy al na 'n gesprek teruggedink oor die gesprek en is soos, ek sal like om my gesprek weer te hê, want ek sal love om hierdie te add, en ek sal love om hieroor. Ja. So, daar Bybel ek vir die luisteraar, die kyker net sê, hierdie is nie scripted nie, ons kom by mekaar en ons gesels oor die preek van die vorige week, en dan piek ons mekaar se brein, en ons deel die goedjies wat op ons hart is, en dit wat ons dink julle, dalk sal bemoedig, of dis weer 'n vraag wat jy dalk mag hê. So sit, sit terug, luister en geniet dit. Ja, ek dink dit is 'n goeie manier om dit te sê. Julle is soos, en trap nie op tone nie, maar julle is soos 'n vlieg op die muur, wat in kan kyk op 'n conversation. Hierdie is reg, want dis soos wat jy sê, dis unscripted, ons het nie beplan wat ons gaan sê nie, en ons sit hier so en ons gesels. En ons gesels oor die woord, en daar's 'n bietjie van voorbereiding. Ek wil nou nie laat dit klink dat ons geen voorbereiding doen nie. Daar is 'n bietjie van 'n voorbereiding wat gebeur, in terme van die preek wat Sondag gepreek is, en die skrif wat gedeel word, en jy weet, ons journey 'n bietjie met die skrif en goed, en ons gesels gereeld oor hierdie tipe van goed, en ons is nou in 'n interessante tydperk in die Christelike kalender. Ja. Wanneer dit kom by die gawes van die Gees, presies dit wat Doktinus nou Sondag gedeel het, en die liefde, en ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoe dit saamwerk, wat het die gawes met die liefde te doen. Maar ek wil begin deur om te sê, ons is nou amper, die volgende groot ding wat moet gebeur is Pinkster. Ja. Is Pinkster, is die uitstorting van die Heilige Gees. En we celebrate that as 'n Pinksterkerk, en Doktinus het dit genoem. Ons is 'n Pinksterkerk. Dit beteken, ons glo dat die gawes van die Gees wat in 1 Korintiërs 12 genoem word, is normatief vir die kerk, vir vandag, en ons moet 'n verwagting hê om dit te sien in ons dienste. Ja. 'n mooi ding wat Doktinus uitgewys het, is die feit dat die vrug van die Gees deel is van die uitstorting. Jy weet, ons weet Pinkster kom nou, die gawes gaan, en ons gaan baie oor die gawes praat in die volgende paar weke, en dan om te besef, maar jy weet, die verwagting is die gawes, maar ook die vrug. En dis hoe ek by die liefde gedeelte toe nou stil gaan staan het, wat daar tussen 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14 is, wanneer ons nou kom by die gawes, en wat beteken dit, en daar's 'n excitement. Is dit nie, jy weet, jy praat van Pinkster, is nou Sondag, is dit nou die 10 dae na Jesus hemel toe gevaar het, en dis die tyd wat die disippels hierdie uitstorting beleef het, die tonge van vuur, en ek meen, dis so super exciting. Imagine jy was daar, imagine jy het beleef, en jy het gesien hoe die krag van God net begin werk, en in hierdie hele hype, wat ons verseker in die volgende paar weke baie oor gaan praat, is die realiteit van die vrug van die Gees is ook deel daarvan. Ja. Ek dink mense kyk na die vrugte van die Gees,
En ons praat baie keer van jy moet gelei word deur die Heilige Gees, jy moet gelei word deur die Gees, jy moet nie gelei word deur die vlees nie, jy moet gelei word deur die Gees. En baie keer over-spiritualize mense sekere goed. En as jy gaan kyk na die vrugte van die Gees, jy weet, dan besef jy, okay, om ietsie so eenvoudigs te doen, soos jou hand op iemand te sit, vir hulle te smaal en te sê, hey, ek is lief vir jou. Die Here is lief vir jou. Die Here is saam met jou. Dit is 'n supergeestelike ding wat gebeur. Ja. Dis 'n geestelike ding wat gebeur. Dit is deur die krag van die Heilige Gees wat jy dit doen. Ja. En dit mag dalk vir jou klink soos, maar dis nie hierdie geestelike ervaring wat ons het en jy weet jy dink altyd terug aan presies dit, die tonge van vuur wat op hulle gekom het en hulle het in tale gepraat en die mense het hulle gehoor. Jy dink aan dit, dan dink jy dit is wat dit beteken om geestelik te wees. Ja. Ons het 'n pastoor gehad in Newcastle wat altyd gesê het, hy het altyd gesê die geestelike, ons verwar die geestelike met die handjie moet bewe as jy begin bid. Dan weet jy dis geestelik. Ja. En hy het dit nou gebruik as 'n tong in die kies grappie om te sê, maar ons moet anders te begin dink oor wat is geestelik Ja. en wat is nie geestelik nie. Ja. Om geestelik op te tree is nie hierdie jy sweef na die persoon en jy begin praat in hierdie uiterwêreldse wysheid en jy begin praat in 'n hoër vorm van Afrikaans wat ook al. Dis nie wat dit beteken. Dit kan so lyk. Ja. En dis waar die gawes van die Gees inkom, is woord van profesie, woord van wysheid, daai goed. Dit kan verseker so lyk. En die skrif sê we must eagerly desire om dit te doen. Maar ons vergeet partykeer dat om lief te wees vir iemand. Lief te wees. Om geduldig, lankmoedigheid te vertoon, om kindness te vertoon. Daai is ook 'n vrug van die Gees. Dis geestelik. Dis die Gees. En pastor, jy kan dit nie wees sonder die Heilige Gees nie. Sonder daai uitstorting van die Heilige Gees, sonder om dit te ontvang, kan jy nie. Wie van ons is lankmoedig? Sommer net van natuur. Kom aan, ek kyk nou 'n babietjie. Jy is daai babietjie nie 'n bottel gekry het nie. Ons het nou 'n babietjie hondjie nou, soos dit lank 'n babietjie nie, so 'n babietjie hondjie. As daai hondjie eers langs die bed begin chunk, nê. Dan chunk hy tot jy afklim en jou aandag gee. Van kleins af is ons ongeduldig as mens. Van kleins af is ons raak ons vinnig kwaad. Van kleins af is ons al hierdie goed wat die Gees nie is nie. En dan sê die woord vir ons, maar dis hoe ons moet wees. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik sonder die Heilige Gees? Terwyl jy praat van die handjie wat nou geestelik is, onthou ek ons het 'n kerk gehad voordat ek hiernatoe kom en ek het daar bedien vir 'n paar jaar en ek nooi 'n prediker om te kom bedien. En hierdie persoon van die eerste oomblik af wat hy die mic vat, skree. Weet en hy skree die hele tyd. Die Heilige Gees en die Here en ons krag en dis 'n geskreeu die hele tyd, nê, dat ek naderhand op 'n stadium my oor toedruk. Na die tyd kom een van die mense en hy sê, "Ja, daai pastoor is aan die brand." En ek soos of hy skree net. Ek gaan dit toets volgende week. Ek wil ook aan die brand wees vir die Here. Ek wil hom skree, dan se kan die brand en dis fyn, jy kan skree. Maar ek praat in die week met 'n besigheidsman en hy deel met my waar hy staan en wat besig is om te gebeur in sy lewe en hy soos pastor, ons moet saam bid want ek weet nie meer wat om te doen nie. En ek soos, wat bedoel jy? En hy soos, hy het nou al hierdie gedoen, hy het nou al hierdie gedoen, hy het nou al hierdie gedoen, hy het nou al hierdie gedoen en ek soos, ja, jy het 'n klomp goed wat jy al gedoen het. En hy soos, ja, en hy weet nie wat moet hy nog doen nie. Ek soos, ja, dit klink vir my baie complicated. Jy weet, dis geestelike goed wat hy nou al moes doen. Jy moet nou al gesalf het, jy moet nou al dien, jy moes nou al soveel versies gelees het vir oggend en jy moet nou al en ek sê vir hom, joh, ek hoor dit, nê? Maar die evangelie waarin ek glo en die koninkryk waarin ek glo is baie meer eenvoudiger as dit. Die Gees van God wat in my woon is sterker as die een wat in die wêreld is en ons overcomplicate God so baie. Ons overcomplicate hierdie hele journey saam met die Here, hierdie hele verhouding dat dit kom op 'n plek van ek moet die en ek moet die en jy het hierdie resepte wat jy moet volg en jy het hierdie mysteries, jy weet, hierdie goed wat jy moet gaan soek in die woord, wat niemand verstaan nie, behalwe daai ou daar iewers op 'n eiland, wat die enigste ou in die wêreld in die laaste 2026 jaar is, wat dit weet, en hy het nou hierdie nuwe openbaring, en jy moet nou hierdie nuwe openbaring, en dan complicate ons dit so, en dan sê ek soos, hoekom? Ja.
Sure. Terwyl ek in my lewe die krag van God die sterkste ervaar het wanneer ek op my swakste was in terme van nie geweet het wat om te doen nie verstaan het wat om my aangaan nie en net uitgeroep het na die Gees van die Here en gesê Here ek laat U toe om te werk. Gesien het hoe 'n vrou uit die dood uit wakker word net deur om my hand op haar te lê in soveel onkundigheid. Die eerste keer dat ek dink bid vir iemand vir genesing, man, is vir 'n dooie vrou en ek het nie 'n klou wat om te bid nie. Ek dog ek moet nou maar net bid en hoop die Here red haar siel eendag. Ek weet nie waarvoor ek eers moes bid nie. Ek het geen skrif gehad, niks, ek het geen oortuiging gehad nie. Ek het verseker nie eers die geloof gehad om haar te red nie. En die eenvoudige gebed laat 'n vrou uit die dood uit wakker word. En as ek so bly terugdink, dan dink ek, joh, dit is in my swakheid wanneer die Gees van God op sy sterkste is. So maybe die hele gedagte wat ons het om hierdie goed so te compliceer en te kompliseer en is ons besig om 'n religion te vorm wat Christus nie gekom het om te vas te maak nie. Hy het gekom om 'n verhouding te hê. En die woord leer my dat Christus ontmoet jou waar jy is. Ons is weer terug. Ons is weer terug. Wat het daar Ek het geen idee nie. Maar die recording gaan nog aan, so dit is goed. Dis goed nie. So dit is so belangrik vir my om die heeltyd check dit te stop, laat alles weer anders. Ja. Ek gaan daai vat as 'n amen. Dit is soos jy. Maar dit is so belangrik vir my om elke keer net weer te stop en myself te remind, ons gaan nooit op 'n plek waar ons kan sê ons verstaan God nou ten volle en ons het nou al die resepties bymekaar en nou jy pastor, nou kan ons met die werking van die kyk, nou kan ons hierdie geestelike gawes, nou kan ons hierdie goed doen. Hoekom? Want ek het die Bybel nou al 3 keer van agter af vorentoe gelees. Jy weet, en jou righteousness is like dirty rags before God. It is come on. Ek dink dadelik aan daai skrif waar Paulus sê hy het 3 keer na die Here toe gegaan. 3 keer met 'n doring in die vlees. En ek wil nie debatteer oor wat die doring in die vlees is nie. Dis nie relevant tot my punt nie. Maar die punt is, hy het gegaan 3 keer met hierdie issue na die Here toe. Gesê, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Wat is die resep? Wat is die resep? Ek kan dink daar's ietsie in Paulus se hart wat gesê het, maar ek is 'n apostel. Jy weet, ek is 'n geseënde gesalfde. Ek het mense uit die dood laat opstaan, ek het al hierdie goed laat doen. Hoekom het ek nog hierdie issue? Gaan na die Here toe 3 keer en 3 keer sê die Here vir hom, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg. En ek dink partykeer ons dink aan die genade van die Here in terme van 'n passiewe reddingskrag. But it's not. Dit is 'n aktiewe reddingskrag wat jou die mag gee en die ability gee om teen versoeking te staan en om in die Gees te wandel. Ek bedoel, as dit nie vir die genade van die Here was nie, dan het ons nie die Heilige Gees ontvang meer te begin nie. En dis wat dit is. Ek dink, soos dit sê, ons overcomplicate dinge verskriklik baie. En ek sê nie van daai goed is noodwendig verkeerd of bad, of jy moet wegdraai daarvan, of jy dit mis nie, maar wanneer iets 'n bysaak word van die evangelie. So half 'n ekstra vereiste wat moet gebeur. Dan is dit soos maar jy mis die evangelie. Die evangelie is juis die boodskap wat sê jy kan nie. Jy kan dit nie doen. En dit help nie jy vra, maar wat moet ek doen? Nee, wow. Die oomblik wanneer jy daai vraag vra, dan wys dit vir my jou mindset is nog steeds in daai maar ek soek 'n checklist. Moet iets. Jy weet, moet ek vir 3 ure lank bid? Moet ek op my knieë staan vir hoe lank? Moet ek in tale bid vir jy weet, totdat ek dit en soos, nee, wow. Daai goed is great, doen dit. It's fine. Maar dit is nie die gospel nie. Dit is nie die evangelie nie, en dit is nie waar jou deurbraak vandaan gaan kom nie. Dit is nie waar jou hulp vandaan gaan kom nie. Jou hulp kom wanneer jy begin erken. Die evangelie is baie eenvoudig. Repent and believe. Jy weet, kom tot bekering, en deel van daai bekering kom is, jy wat erken, ek kan nie. Jy wat erken, ek het hulp nodig. Jy wat erken, ek het die Here se hulp nodig, ek het 'n redder nodig. Dit is, it's not something that I can do. En dan om te glo is om te vertrou dat die Here vir jou wel 'n deurbraak gaan bring, te glo dat dit wat hy gedoen het aan die kruis wel genoeg is vir jou,
vir jou siel om hemel toe te gaan. Daai geloof, daai erkenning, dis waar dit begin. Ja. So as jy enigiets wil doen dit. Doen dit. En ek wil dit terugvat na ons gedagte rondom Pinkster. En sê pastor, maar dis presies dieselfde as ons kom by die werking van die Heilige Gees en die ontvang van die Heilige Gees. En die doping met die Heilige Gees is glo. Ja. Verklaar dit. Paulus sê soek eagerly hierna. En dis om die Heilige Gees te soek, is om verhouding te soek met God. Dis om die bid in tale en die verdieping in die skrif en al daai goed gaan vrug wees wat vorentoe kom. Die oomblik wat jy in die verhouding met die Here begin inleef, dan gaan daar 'n begeerte wees om dit te doen. Ja. En nie hierdie vereiste op jou wees, hierdie werk op jou wees nie, want religion lê wette op ons. Maar die oomblik wat jy in verhouding is, dan begin hierdie goed van self spontaan gebeur en jy doen dit net. Ek vat ons terug na 1 Korintiërs 13 toe. En die skrif sê, al sou ek die tale van mense en engele praat. Al sou ek al hierdie goed regkry en in plek kry. Ek het al my checklists en ek het al my dingetjies in plek. En ek het nie die liefde nie. Die liefde nou. Nou hier is vir my baie mooi altyd as ek kyk, net dink aan 1 Korintiërs 13, as iemand net 'n skrif daar quote of, ek sal baie keer vir my vrou 'n spesifieke vers daar, 'n highlight of 'n remind, dan sal ek vir haar sê, die liefde bedek alles, of die liefde glo alles, hoop alles, vertrou, dan sê ek vir haar, omdat ek nie weet, hier het ek die storie gehoor, die liefde bedek het. Die liefde glo nie al daai goed nie, die liefde bedek het, maak dit toe. En dan sal ek die volgende gedagte hê, want die liefde waarvan ons hier praat, is nie 'n menslike liefde nie. Die liefde waarvan ons hier praat is so onnatuurlik soos kan kom. Die liefde waarvan ons hier praat is bo-natuurlik. Ja. Die liefde waarvan ons hier praat is 'n persoon. Ja. En sy naam is Jesus. Ja. En ek en jy kan slegs die liefde van 1 Korintiërs 13 beleef, uitleef na buite toe, wanneer ons 'n verhouding het met die persoon waarvan hier gepraat word. Hier word van 'n persoon gepraat. So baie keer dan sal ons praat oor 1 Korintiërs 13 en die belangrikheid van die liefde, maar ons dink half aan iets wat ons moet doen, soos 'n ekstra eienskap wat ons moet hê. Jy moet liefde as 'n eienskap hê. Ja. Terwyl die liefde hier is nie 'n eienskap, jy is 'n persoon. Ja. Jy moet die persoon hê. Jy moet die persoon in jou lewe hê, ja. Ek dink een van die skrifte, ek weet nie waar dit staan nie, miskien kan jy my help, maar daar's 'n eksplisiete skrif wat sê God is liefde. En as ek dink aan die manier hoe God liefde bewys, dan sien ek daai in dit. Ja. As jy gaan aanhou lees van wat is die liefde? Wat is die eienskap van die liefde? En wanneer ek sê die liefde, dan praat ek van die persoon. Wat is die eienskap van die persoon? Yep. En dis presies wat in Jesus manifesteer op aarde. Ja. God wat ons liefhet, terwyl ons nog sondaars was. Ja. Terwyl ons nog nie in hom geglo het nie. Terwyl ons nog nie van hom geweet het nie. Terwyl ons gerebelleer het teen hom. Ja. Nog steeds 'n liefde gehad het vir ons om te sê, maar ek is bereid om my lewe af te lê verder. Ja. Daai is 'n, soos jy sê, onnatuurlike liefde, want as jy kyk na wat die wêreld portrei as wat liefde is, daai idee kom nie daarvoor nie. Ja. Jy kry nie die idee van ek is lief vir jou ten spyte van die feit dat jy my nie eens ken nie. Soveel sodat ek bereid is om my lewe te gee vir jou. Ja. Soveel sodat ek is bereid om alles vir jou te gee. Al weet ek, daar's mense wat my nie gaan kies nie. Voordat ons hom lief gehad. Voordat ons hom lief gehad het. Daar's 'n ander skrif wat sê ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ja. En dis presies dit. Nou jy kan die res van die skrif gaan lees daar en die eienskappe van die liefde gaan uitwys en sê wat is die liefde en dan vergelyk jy dit met Jesus se aksies. Dit wat Jesus gedoen het. Ja. Dit wat Jesus gesê het in sy woorde. Wat Jesus kom portrei het as wat liefde is. Ja, Want hy was die soos jy sê, die living embodiment
van God se liefde. Ja. En Dink gaan hierdie gedagte, né? Die liefde bedek alles. Glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan soos my, jy kan nie. Nee, jy kan nie. Jy kan nie vir my sê daai alles beteken alles nie. Dan sê ja, dis wat alles beteken alles nie. Maar jy kan nie vir my sê dat ek moet alles bedek nie. Beteken ek moet as jy nou fout maak, moet ek dit bedek. Jy weet en ek moet jou glo al weet ek. Jy praat nou nonsens. Moet ek jou glo? Jy weet so ek moet jou verdra. En ek moet hoop in jou hê al het ek alle hoop in jou verloor. Ja. Ek verdra dit. Jy weet dan sit soos jy kan nie. Maar is dit nie presies wat Jesus teenoor ons gedoen het? Dis exactly. Dit is wie ek was. Ek meen hy het my sonde kom bedek. En hy het goed kom bedek wat as ek dit vir iemand anders vertel, hulle in hulle lewe dalk nie sal glo nie of sal dink, hoe kan jy 'n pastoor wees as jy dit goed gedoen het? Want Jesus het dit kom bedek. En crazy ding is hy het dit gesien gebeur. Hy het dit gesien gebeur en hoeveel keer het ek na hom toe gedraai en gesê Here, ek sal nooit weer nie en dan bedek hy. Hy het geweet ek lieg. Hy het geweet ek lieg en ek gaan dit weer doen en hy het bedek. Ja. Hy het dit toegemaak en hy het vir ander mense vertel, nee, vertrou daar nie. Alhoewel hy geweet het ek mens is. En hy het hierdie goed geleef en dan dink ek baie keer, hoe ver van hierdie standaard? Hoe ver is ek van hierdie standaard? En nie as 'n wet nie, maar uit 'n begeerte om Christus te portrei in hierdie wêreld. Kan ek dit alles doen? Ek baie keer wanneer ek met paartjies praat, getroude paartjies praat, wat op 'n plek is waar hulle, jy weet, begin dink aan egskeiding of hulle is nie meer vir mekaar compatible nie of wat ook al. Ek praat nie van mishandeling en ek praat nie van die lelike gevalle en goed nie, maar weet net waar egskeiding gesprekke begin opkom, hulle kom nie meer oor die weg en dit nie en die gesprek kom op en ek doen berading en die gesprek kom op, ons is nie meer lief vir mekaar nie. Dan remind ek hulle aan vers 8 wat sê die liefde vergaan nimmer meer. Ja. Die liefde vergaan nimmer meer nie. Daar was 'n dag gewees wat julle voor die kansel gestaan het en vir die Here gesê het, Here, ons is lief vir mekaar. Ja. Ons beloof ons is lief vir mekaar. Nou daai liefde vergaan nimmer meer nie. En dit is 'n bitter moeilike konsep en ek verstaan dat daar is huwelike wat nie uitwerk nie en ek verstaan daar is goed wat ons kan motiveer en sê hoekom dit goed is om te skei. Maar daai liefde wat ons op 'n dag beloof het aan mekaar, wat ons voor die Here beloof het en gesê het, hierdie is die liefde van God wat ons aan mekaar bind. Dit los altyd na die tyd 'n plekkie in jou hart wat jy altyd reminded word aan die belofte wat jy voor die Here gemaak het. Ja. En dan remind ek so aan so 'n koppel, so gemaak seker. Maak seker julle het al bedek, maak seker julle het dit geriefing, maar moenie vir my sê die liefde het net vergaan nie. Daai liefde vergaan nie. Kan nie vergaan nie. Ons het Christus weer nodig. In meeste van daai gevalle. En weer eens nie om disrespekvol te wees teen enigiemand daar buite wat dalk hierna luister en weer 'n moeilike egskeiding gaan of iets nie. Maar gaan dink weer. Gaan dink weer, is die probleem nie dat ons het weggedraai van Christus af nie? Ons mis die persoon, die persoon wat liefde is en either een van ons mis hom of ons mis hom as 'n koppel en hy's nie meer die hoeksteen wat ons op 'n dag beloof het. Hy gaan die hoeksteen wees nie. En as ons hierdie liefde kon vasmaak en sê hy, ons bou die res van ons huwelik op hierdie liefde. Dit vergaan nimmer meer. Kan nie vergaan nie. Hoekom het die mense in die ou dae nie net geskei nie? Hoekom het hulle getroud gebly vir 60 jaar of 50 jaar? Moenie vir my versê dat dit net altyd goed gegaan nie. Nee, intender as jy van daai stories hoor, dan dink jy, ek dink pastor, daar's 'n misverstand wat partykeer kom wanneer ons praat oor liefde. En ons sê dit baie, dat liefde is nie 'n gevoel nie. Ja. Jy weet, jy kry die gevoel van liefde in terme van jy het daai butterflies in jou. Ja. Jy weet, as jy nou praat van man en vrou. Maar liefde is nie 'n gevoel nie. Ja. Dis 'n keuse wat jy daagliks maak. Ja. Dis 'n keuse wat jy daagliks maak en jy maak die keuse op grond van die verhouding wat jy het met die liefde. Ja. En jy sê, omdat Jesus my liefhet,
en sy liefde nie net gesê het nie, maar aan my bewys het. Want hy het vir sy disippels gesê, geen groter liefde is daar as dit, dat 'n man sy lewe neerlê vir sy vriende nie. Ja. En dan sê hy direk daarna, ek noem julle nie meer my diensknegte nie, maar my vriende. Ja. En dan bewys hy sy liefde Ja. aan my, Ja. deur om sy lewe af te lê. Op grond van dit kies ek Ja. om lief te hê. Ja. Ten spyte van die gevoel. Ten spyte van hoe ek voel binnekant my. En jy kan dit deurtrek na enige tipe verhouding toe. Jy kan dit deurtrek na enige tipe verhouding toe om te sê ek kies om hierdie goed in my lewe te weerspieël want Jesus het my so lief gehad. Ja, want dis 'n keuse. Dis 'n keuse. So wie is ek om te sê persoon A, persoon B, persoon B, wie ook al verdien dit nie Ja. van my af nie, maar Jesus is bereid om dit vir hulle te gee. Ja. Ja. Is my standaard dan beter as Jesus se standaard? Ek bedoel as jy dit wil sê, Ja. jy weet, Ja, but that's the thing. maar dit is wat jy sê. Dis dieselfde met vergifnis. Hoekom vergewe ons? Vergifnis en liefde loop hand in hand. Die vergifnis kom as gevolg van die liefde, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Die motief was liefde. Yep. En pastor, die groot ding wat die luisteraar moet hoor is ons sê nie vir 'n oomblik is maklik nie. Nee. Nie vir 'n oomblik sê dis maklik nie. Ek dink dis een van die moeilikste keuses wat daar is wat jy moet maak. Is om te kies om lief te hê. Ek en my vrou spottens gewys op baie keer vir mekaar sê ek is lief vir jou, maar ek hou nie nou van jou nie. Jy weet. En dan sê die woord ons moet van mekaar hou. Hy sê ons mekaar verdra. Ja. Jy weet ons verdra mekaar baie daar ter wille van die liefde. Yes. Jy weet maar dis 'n choice. Dis 'n keuse om te maak en te sê ek is lief vir jou. Al hou ek nie van jou. Ja. Al stem ek nie saam met wat jy doen nie. Al is ek nie nou gelukkig met jou nie. Al voel ek seer gemaak. Hoor net wat sê hy, die liefde soek nie sy eie belang nie. Ja. Soek nie. So die liefde sê, okay, dis fyn. Ek is seer gemaak. Maar Wat is jou? that's it. Ja. Daai die liefde verdra alles. Dit imply dat daar gaan moeilike tye wees. Ja. Want dit is maklik om goeie goed te verdra. Die liefde verdra al die goeie goed. Ja. Al die lovely moments. Ja, al daai sonskyn en rose. Die woord verdra imply dat daar gaan moeilike tye wees. Die woord, jy weet, geduldig, lankmoedigheid. Dit imply dat daar gaan tye wees wat jy dit moet apply en sê, okay, ek moet nou geduldig wees. Ja. Die woord, daar's Die liefde word nie verbitterd nie. die liefde word nie verbitterd nie. Ja. Dit beteken daar gaan situasies wees en goed wees wat dalk kan lei dat jy verbitterd Wat word. legit reg is, wat dat Verseker. jy verkeerd opgetree. Jy het reg om verbitterd te wees. Verseker, maar as gevolg van die liefde. Die ander ene is hou nie rekord van die kwaad nie. Dit beteken nog gaan kwaad wees. Ja. Maar die liefde hou nie rekord. Imagine as God rekord gehou het van ons kwaad. Dis sê ek vergewe jou, ek is lief vir jou, ek sê jou red, maar ek hou nog steeds 'n rekord van alles wat jy ooit verkeerd gedoen het en eendag gaan jy moet verander. Dis soos, wow, Dis nie vergifnis dis nie vergifnis nie. Dis nie vergifnis nie. En as jy dit gaan lees, dan besef jy, okay, die implikasie daarvan is, daar gaan moeilike tye wees. Daar gaan tye wees wat jy deur goed moet gaan. Onregverdige goed moet gaan. Jy gaan deur nonsens moet gaan. Ek het beter woorde wat ek nie kan gebruik nie. Jy gaan deur dit gaan. Ja. Maar die liefde verdra dit. Ja. Die liefde dra jou. Ja. Want op die einde van die dag, ek dink aan Psalm 23, ek het vanoggend dit met die tieners by die skool gedeel, toe ek my skoolbediening gedoen het. Al gaan ek deur even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. So, al gaan ek deur hierdie goed, sal ek nie vrees nie. Ek sal nie verbitterd word nie. Hoekom? For you are with me. En wie is die you? Ja. Die liefde. Ja. Die liefde is saam met my. En al voel my emosies nie so nie. Ja. Weet ek is capable om dit te kan kies, want die liefde is saam met my.
Ja, ja, dis beautiful. Ek lees weer vers 1 en hy sê, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n leidende simbool geword. Sure. Wanneer ons nie die liefde toepas nie. Wanneer jy kies om dit nie te bedek nie, kies om verbitter te word, kies om kwaad met kwaad toe te reken, kies, jy reg, jy mag. Jy weet, dit is reg. Dit wat hulle nou in jou gedoen het, die manier hoe hulle jou hanteer het, jy het reg en jy kan nou al hierdie goed wat die liefde nie doen nie, jy kan kies om dit te wees. Ja. Maar al wat jy dan word, is 'n leidende simbool, leeg, 'n blik wat raas. Geen purpose nie. Geen purpose nie. En dink gou 'n bietjie daaraan. Dink bietjie aan jou worst moments wanneer jy nie die liefde toegepas het nie, wat jy nie bedek het nie. En ek's eerlik in my journey nou saam met Jesus, close to 20 years. Dis daai moments waaroor ek die spytse is. Dis nie die kere wat ek gegewe het, of wat ek kan beweeg het, of wat ek nie my sê gesê het nie. Waaroor ek spyt is vandag is die kere wanneer ek wel my sê gesê het. Wanneer ek wel die kwaad toegereken het met kwaad. Wanneer ek wel my hou ingekry het. En dan loop ek na die tyd weg en I feel so unsatisfied. I feel so empty. Want jy het 'n klinkende simbool geword. Jy raas, jy trek aandag. Jy's 'n gitaar wat nie ingetune is nie. Jy's nie ingetune nie. There's no rhythm, jy pas nie in nie. En al wat dit gebeur is, dit maak jou net seerder, veroorsaak net meer ripple effekte rondom jou. And that eventually just comes back. So wanneer Jesus vir ons sê, maar, wow, ek wil hê jy moet my toepas. Ek wil hê jy moet die Jesus ding doen. Ek sal baie keer sê, ek het net die Jesus ding gedoen. Nee, dit is soos, as ek dit vir my vrou sê, dan weet sy, dit was teen alles in my. Elke grein van my menswees het ek nou net gekies om iets te bedek of niks te sê, of dan sal ek vir haar sê, nee, ek het die Jesus ding gedoen. Ek het dit gedoen en that's it, I walked away. Maar dan is daar nie ripple effect nie. It's not coming back. It's gone. I have to deal with the fact that ek nie die geleentheid gekry het om my sê te sê nie. But that's for a few seconds en dan is ek soos hier ek so bly. Ja, and is it gone. Dit bedek het. Dit maak het toe. Die liefde het die vermoë om het toe te maak. Die liefde het die vermoë om die gehardste hart oor te wen. Liefde. Ek het nog nooit gesien dat iemand om vergifnis kon vra, omdat jy om haat gewys het, of lelik was. Maar die liefde. Die liefde breek die juk, daai juk wat mense terughou. Die liefde maak vry, die liefde maak skoon. Dis dit. Jy nou sê, jy doen die Jesus ding. Toe dink ek dadelik aan Jesus in die tuin van Getsemane. Waar Judas kom en hom nou verraai. En Judas staan voor hom. En dis hierdie oomblik van betrayal. En Jesus kyk vir hom en hy sê, vriend, doen wat jy moet. En daar's nie resentment in sy woorde nie. Daar's nie anger of daar's nie uppercut. Niks. Petrus was daar gewees en hy was reg gewees, maar Jesus was soos vriend. Hy het hom nie anders hanteer as gevolg van die goed wat, die betrayal wat gekom het nie. En dis 'n moeilike konsep vir ons as mense, want soos wat jy sê, die eerste reaksie is, jy het my te nagekom. Ek sal nie dit doen nie. Die eerste reaksie is om die swaard uit te trek en jou se oor af te kap. Dit is wat dit is. En jy weet, ons spot so 'n bietjie vir Petrus in daai oomblik, maar is Petrus nie justified in wat hy doen nie? Ek bedoel, hy het nou net, want ons sê altyd, die Judas het vir Jesus verraai, en hy het first and foremost vir Jesus verraai. Maar die res van die disippels? Ek bedoel, dis die ou wat saam met hulle brood gebreek het, saam met hulle geleef het, saam met hulle bediening gaan doen het. Dis hulle broers gewees. Was hulle broer gewees. En hier kom hy en gee hulle op net so. En dis soos, ek kan dink dat Petrus was justified in sy aksie gewees. In terme van, hy het gedoen wat hy op daai stadium in sy vlees en sy menswees gevoel het, ek moet opstaan, wat natuurlik is. En Jesus sê toe vir hom, he who lives by the sword shall die by the sword. En
ek dink die implikasie van daai stelling is, he who lives by love Ja, ek love it. shall die by love. Ja, ek love it. Ja, dit is so profound. Dit is, want dis die swaard waardeur ons leef moet jy kies, either love or hate. Dis dit. En sure, Pastor, dit is beautiful. Dis wel makliker gesê as gedoen. Ja, ja. Jy weet, ons lees hierdie goed en dan sê ek soos, wow, there's a moment, there's a moment. En ek sal love om meer te kan roem in die liefde en die Jesus ding doen. En dan besef ek nou terwyl ons gesels, een of twee gevalle in my eie lewe wat ek soos, I think I need to apply this principle a bit more Sure. extreme. Ons praat baie oor om 'n Jesus freak te wees of om radical te wees. But sometimes just doing, baie keer net om 'n eenvoudige ding te doen is radical. 'n Paar weke terug het ek gepraat oor, miskien moet ons weer radikaal word en ons Bybel vat en hom gaan lees in die oggend voor ons dag begin. Because that's radical. Mense doen dit nie meer nie. Miskien moet ons net weer radikaal raak en die liefde apply. Nou, En wegstap. En glo dat die Here in beheer is wanneer ons dit doen. ja, so. En ek dink as ons dit begin doen, en ons het hierdie fondasie van liefde gelê, Ja. om dit terug te bring na Pinkster toe, Ja. en die werking van die Heilige Gees, is dit nie die rede hoekom die gawes gegee is in die eerste plek? Ja. Jy weet, ons dink altyd, en ons kan na die kerk van Korinthe kyk byvoorbeeld, Ja. hulle het die geestelike gawes gehad, maar hulle het dit so misbruik. Ja. Jy weet, hulle het dit gebruik om hulle self te roem, en hulle Ja. het dit, en dit was legitimate gawes gewees. Ja. Jy weet, dis nie asof hulle die gawes verloor het, hulle het in die gawes geopereer, Ja. maar hulle motief was verkeerd gewees. Ja. So wanneer die motief nie liefde is nie, dan is dit presies dit, dan it becomes purposeless. Ja, is nie doen. Daar's nie doel nie. Die doel is om die gemeente op te rig. Jy toe jy het sê, toe dink ek, dit is presies dit. Dink jy nie moontlik? En ons dank Here, by ons sien ons spreek in tale, ons sien die uitleg van tale, ons sien die genesings, die Heilige Gees werk. Maar miskien is dit die rede hoekom ons as kerk globally, en om niemand uit te sluit en niemand in te sluit nie, maar miskien is dit die rede hoekom die church nie onder die gawes van die Gees so vloei, dat Paulus in Korinthe kom en sê, wow, orde, net drie, en houdt ons 1 of 2 gevalle in dienste. Miskien is die rede dat dit nie so vloei nie, omdat ons die basis van die basis van liefde nie meer het nie. Want as dit nie uit liefde uitkom nie, die Gees van God gee en neem weg. Die Gees van God gee aan wie hy kies. En miskien is ons opreg in ons soeke daarna. Here, ek soek regtig graag 'n woord van profesie, regtig graag 'n woord van kennis, maar is ons opreg in ons liefde daarna? Ja, ek sal dit 'n stap verder vat en sê, nie net kan jy dit sien in waar dit minder raak nie, maar in gevalle waar dit meer raak ook. Dis ook gesê, insluit en uitsluit nie, because both ways, ja. Spesifiek in kerke wat jy dit nie sal verwag nie. Ja. Kerke wat nie hulle self as Pinkster sal label nie. Ja. Sien jy hierdie goed gebeur? Ja. Jy weet, jy kan maar sê dis skaars of wat ek hang af met wie jy praat, maar it happens. En as jy gaan kyk na die testimony, dan gee ek jou 'n waarborg. Ek sal vir jou 'n brief skryf. Jy kan dit bank toe vat. Jy gaan nie geld kry daarvoor nie, maar Ja. jy kan dit bank toe vat. Dat liefde was deel van die equation. That's it. Daar was iets gewees rondom die mense wat lief is vir mekaar. Ja. En in daai environment waar dit 'n familie is en 'n liggaam is, waar daar liefde is vir mekaar. Ja. Dit is waar die Gees, die gawes van die Gees floreer. Purpose het en waar dit floreer en waar jy dit sien en ja, wow. sure. Hoeveel keer, en ons moet kom afsluit, maar hoeveel keer as jy al in dienste op plekke gewees waar mense die gawes van die Gees
manifesteer, 'n woord van kennis, 'n profesie of 'n woord van wysheid, waar jy kan hoor as hy begin praat of wie weer begin praat, dat daar nie liefde in dit is nie. En die oomblik waar daai persoon spreek, en as jy soos, hierdie is nie my Jesus wat nou praat nie, I just don't feel it, ek ervaar nie, hierdie is God nie, hierdie is net condemnation, hierdie is net, jy weet, it's hatred, this is unforgiveness, Judgment. It's judgment, en ek vat nie weg dat daar profete was in die Ou Testament, wat sterk woorde nie, maar jy kan dit ervaar, wanneer die woord wat uitkom, nie uit 'n plek van liefde nie. Self-judgment in die Ou Testament het uit 'n plek van liefde. Dis wat ek nou net wou sê, is en jy kan dit beleef, jy kan net ervaar, wanneer liefde die kern oorsprong is, van daai gawe wat nou uitkom. Ja, jy kan presies dieselfde woorde en presies dieselfde boodskap by 'n ander plek hoor, waar daar liefde is en waar dit 'n impak maak. Yes. So, love is the core. Dis presies. Jy kan, ek sal so ver gaan om te sê, jy kan die evangelie gaan versprei sonder liefde. Ja. En net 'n klinkende. Dit sal nie effektief wees nie. Ja. Because there's no love. There's no love. Ja. Die boodskap is fantasties, die evangelie. En jy vat nie weg van die boodskap nie, maar die motief waarmee jy dit gaan deel, is... Ek lees Paulus, wat skryf aan 'n gemeente, en dan sê hy vir hulle, julle mag nie dit doen nie, julle mag nie dit doen nie, julle moenie, en hy noem die sonde by die naam, en hy sê, julle moenie skinder nie, julle moenie dit doen nie, julle moenie hierdie goed doen nie, julle moenie, of het hy gesê, julle moenie hierdie goed doen nie, julle kan nie hierdie goed doen nie, jy kan nie aanhou hiermee nie, it's gonna destroy your life. So, die een ou lees dit, en as geen liefde nie, is judgment and condemnation, and I'm hitting you, en die ander persoon sê, it's not building you. Hierdie is besig om jou... It's destroying you. Dis dieselfde boodskap, twee verskillende harte. So my vraag vir die kyker is dan, wie is jou God? Wie is jou God? Is jou God die God? Die Jesus? Die liefde wat verdraai, wat verdek het? Want as dit hy is, dan kan ons na hom toe kom. En dan kan ons met dieselfde gesindheid, waarmee hy ons lief gehad het, 'n wêreld daar buite, wat dit nie verdien nie, baie keer nie verdien nie, met dieselfde gesindheid, het ons dit verdien? Verseker. Nie in my laaste sê, nie om te veel weg te gee van my Sondag. Ek so excited, want nou Sondag het ons Pinkster en jy kom share, and I'm so excited to hear what the Lord is saying. So ek gaan so 'n bietjie praat oor gemaksone. En om uit jou gemaksone, en dit is wat God vra, hy vra jou om uit jou gemaksone te vat, because to love like this, om so radikaal te wees in jou liefde, en om so radikaal te wees in die manier hoe jy praat en goed, vat van jou om uit jou gemaksone uit onnatuurlik. Dit is onnatuurlik, dit is weird, dit is dis unnatural, maar as jy wil sien hoe die Gees operate, as jy getuienis wil hê, vars getuienis, almal soek 'n vars getuienis, as jy regtig 'n vars getuienis wil hê, gaan dit vat vir jou uit daai gemaksone uit te vat, uit te tree. Dit gaan vat vir jou om lief te hê op hierdie radikale manier, al beteken dit dat jy gaan seer kry, in dit, dat die potensiaal daar is. It's gonna take you to get out of that place of comfort, out of that place of safety. Dis wat dit gaan vat. Ek wil nie te veel praat nie, maar it's getting me excited, en dis daai ding waar mense so baie keer sê, maar hoekom jy? Of hoekom hy? Hoekom wys die Here homself aan hom? Of hoekom het jy engele gesien? Of hoekom het jy hierdie wys? Do you know the time, the uncomfortable, the getting out there, weet jy hoe jy jouself blootstel? Do that. Get out of that place of comfort. Seek the Lord. Ons moet nou ophou. Maar soek die Here. Jy weet, nader tot God, en hy sal tot jou nader, en hy's nie altyd net op die gemaklike plek op voor jou TV, met die remote in jou hand. Partykeer sit hy en wag vir jou daar buite. Partykeer op die asoop, soos Job. Uit jou gemaksone. Soek die Here,
Net alles in jou van my kant af, Pastor. Dit was so lekker om saam met jou te Dit was baie lekker kuier. geweest. Dankie. Wat 'n Pastor. blessing. Ons kan nie wag vir komende Sondag se boodskap nie. Pinkster is hier, dis op ons voorstoep. Dis nou, Jesus sê, the kingdom of God is at hand. This is what it's about. Wanneer die Gees van God deel raak van ons lewens en ons totaal en al transformeer om meer soos Jesus te wees. Amen. Pastor. Amen. Ja, ek bedoel daar's nie meer wat ek kan sê sonder om myself te herhaal nie. En as ek meer gaan sê dan gaan ek dalk 'n bietjie te veel weggee en ek wil nie te veel weggee want ek wil hê julle moet in die diens wees. Ja. Sondag. Maar weet net dat God het jou lief. En wanneer ons dit sê, dis nie net 'n cliché ding wat ons sê. Wanneer ons sê God het jou lief, dan praat ons van ten spyte van jou verlede, ten spyte van dit wat jy doen, ten spyte van dit wat hy het jou so lief. En ek gaan nie om met wie ek nou praat nie, of jy nou gered is en of jy nou nie gered is nie en jy kyk net hierdie video want jy is verveeld of wat ook al. God het jou so lief dat hy was bereid om sy lewe vir jou af te lê. And that's got to mean something. Ja. Iewers moet dit klik en ek bid dat die Heilige Gees dit 'n realiteit sal maak in jou lewe. Awesome. Pastor, Bye. dankie.